Juliana Joubert van Cape Gate in Kaapstad. Dankie dat jy weer eens nader skuif vir ons weeklikse gesondheidsprogram. Ons het nou 'n paar weke lank oor griep en verkoues gepraat en vandag gesels ons oor iets wat baie algemeen veral in 'n GP praktyk is en dit is lae rugpyn. Ons vraag vanoggend is, wanneer is dit onskuldig en wanneer is dit nie? Lae rugpyn is een van die mees algemene redes hoekom mense dokter toe kom in die wêreld. Trouwens, die meeste volwassenes sal ten minste een keer in hulle lewe betekenisvolle rugpyn ervaar. Die goeie nuus is egter dat die oorgrootste meerderheid van hierdie gevalle van lae rugpyn nie skadelik of gevaarlik is nie en dit verbeter met tyd sonder noemenswaardige behandeling. Maar dit is belangrik om te verstaan wanneer dit normaal is en wanneer dit iets ernstiger kan wees. So wat veroorsaak lae rugpyn oor die algemeen? 80-90% van alle lae rugpyn word meganiese rugpyn genoem. Dit beteken dat die pyn kom voor in die spiere, die ligamente, die gewrigte en die ruggraat en intervertebrale skyfies. Algemene oorsake hiervan is spierspanning en oorbelading, 'n swak postuur, lang periodes van sit, skielike verkeerde beweging en ouderdomsverwante degeneratiewe siektes. In hierdie gevalle is daar gewoonlik geen ernstige onderliggende siektes nie. Hoe voel tipiese onskuldige rugpyn? Tipiese onskuldige rugpyn is gelokaliseer in die lae rug. Dit kan na jou gluteus en jou hamspese versprei. Dit word erger met beweging of lang sit en dit verbeter gewoonlik met rus en snags. En dit is nie geassosieer met 'n neurologiese verlies nie. Meeste van hierdie meganiese rugpyn word self gesond in die volgende 2 tot 6 weke sonder enige intensiewe behandeling. Maar wanneer is rugpyn 'n waarskuwingteken? Die rooi vlaggies wat jy moet na uitkyk en beslis dokter toe mee moet gaan is 'n nuwe swakheid in jou bene, die verlies van blaas of darmbeheer, gevoelloosheid in jou saalgebied, jou saddle area, 'n koors of 'n algemene siektegevoel saam met rugpyn, onverklaarbare gewigsverlies, 'n geskiedenis van kanker, erge trauma as jy miskien uit die boom uitgeval het of 'n karongeluk of van die dak afgeval het, en pyn wat nie verbeter met rus nie en snags erger word. Wanneer enige van hierdie simptome teenwoordig is dit wys om eerder dokter toe te gaan sodat jy geëvalueer kan word. Wat help vir gewone meganiese lae rugpyn? Een van die belangrikste moderne insigte in rugpyn is, beweging is beter as bedrus. Die bewyse is daar dat 'n lang bedrus jou herstel vertraag. Aktiewe beweging versnel jou funksionele herstel, fisioterapie help om jou spiere te versterk en strekoefeninge en mobiliteit is baie belangrik. Eenvoudige pynstillers soos parasetamol en anti-inflammatoriese middels sal korttermyn verligting bied, maar dit is nie die kern van die behandeling nie. Wat werk nie so goed nie, om vir lang periodes te jouself immobiliseer, lang te rus, oormatige beeldvorming, byvoorbeeld 'n MRI-scan vir rugpyn sonder rooi vlaggies, volledige immobilisasie. Studies het bewys dat vrees vir beweging selfs een van die grootste bydraende faktors is van kroniese pyn. Langtermynverbetering en voorkoming. Hoe werk ons nou? Voorkoming is baie belangrik, veral as jy iemand is met herhaalde episodes van lae rugpyn. Dis is belangrik om gereeld te oefen, veral spierversterkende oefeninge en mobiliteit. Jou ergonomiese werksopset. Hoe hoog is jou stoel? Hoe hoog is jou rekenaar? Hoe sit jy? Vat jy gereelde pauses as jou werk vereis dat jy vir lang ure moet sit? Staan jy op, stap 'n bietjie, gaan drink 'n bietjie water. Gewigsbeheer. Stresbestuur, want onthou, stres kan pynpersepsie verhoog. Daarom, lae rugpyn is baie algemeen, 80-90% van dit is glad nie skadelik nie. Die sleutel is om te verstaan wanneer is dit gewone meganiese pyn en wanneer is daar rooi vlaggies wat ondersoek moet word. In die meeste gevalle is daar geen spesifieke behandeling nie, 2 tot 6 weke met al die alternatiewe behandeling wat ek reeds genoem het, maar as jy te veel gaan rus en lê, gaan jy jou herstelproses verstadig. Dankie dat jy weer eens ingeskakel het.